Hallo en welkom by hierdie week se episode van Blitz Fokus, waar ons 'n bietjie gaan gesels oor 'n nuwe boek en 'n nuwe liedjie wat onlangs uitgekom het. Maar voor ons eenmal daar uitkom, het iets interessant gebeur vir hierdie episode om gemaak te word. Annemarie is terug op die Blitz Fokus bank vir Wat's Dit en sy het selfs gegaan op 'n reis om ons gas te onderhoud. Nou dit gesê, bly kyk, geniet die episode. Hallo en welkom by hierdie week se episode se gedeelte van die nuus. Nou, soos julle kan sien hier langs my met 'n baie mooi romp aan, is geen anders as Annemarie nie. Sy is terug na 'n reis. Wanneer toe jy gegaan al die pad Oudtshoorn toe, né? Ja, ek het bietjie die Moria Beere gevolg, of eintlik die trofee gevolg wat nou by privaatskool Moria is. Maar ek was in Oudtshoorn gewees en in Otjiwarongo. Ja. Ek het meeste van my kinderjare, tienerjare eintlik in Otjiwarongo gespandeer, daar groot geword. So, ja, hoe was dit in Otjiwarongo? Dit was baie nice, ek moet sê, die gasvryheid in al twee dorpe was ongelooflik geweest. Die mense is so nice. Ek het gister vir een van die tannies met wie ek daar gesels het gesê, ek het nêrens gegaan waar ek nie koekies en koffie en kos aangebied is nie. Almal wil net heeltyd hê ek moet eet en koffie drink. So dit was baie lekker geweest. En ek wil net ook noem, dit voel vir my Otjiwarongo en Oudtshoorn so 100 meter van die hel af. Dit is bitterlik warm daar. Ek het lanklaas in my lewe so warm gekry, dit was lekker. Want in Windhoek, ek was nou gister daar, toe het ek nou gedink, okay, dis weer warm, kom ek trek maar my rokkie aan. Maar Windhoek het so bitsig gekoue. Ja. Wat net uit nêrens uitkom nie, en ek dink dit sal weer warmer raak deur die dag, maar in die oggende is dit koud en in die aande is dit koud en in die dag is dit warm. So dit was lekker om iewers heen te gaan waar die weer net consistent was. Ja, dis asof die winter nie vir Windhoek wil los nie. Maar ek sal dit sê, as iemand wat groot geword het in Otjiwarongo, daai hitte is iets anderster en dis nog nie in somer eintlik nie. Ja, hulle het ook vir my, So, want oral waar ek kom, dan sê ek vir die mense, ek weet nie hoe julle dit doen nie, ek weet nie hoe julle net aangaan in hierdie hitte nie. En dan sê hulle vir my, dis nog hier somer nie, hier is nog cool. ja. Ek kon dit nie glo nie. Dit Ja, was, daar's 'n rede hoekom ek nie Windhoek se winter van nou nie, wat so ysig raak nie. ja. Want daar, die winter kan koud wees, daai kan, maar niks soos Windhoek nie, ek hou nie van nie. Maar ja, hopelik raak dit nou wel eintlik warmer, veral hier in Windhoek waar ons werk. Want soos jy gesê het, die oggend, die aand, die koue wil hom net nie los nie. Maar voor ons aangaan met die rugby, ek wil net gou vir jou iets sê van waar ek was laas. Ek was by so 'n event gewees, die Morsens skool, né? Okay. Dis 'n skool vir spesiale kinders. Okay. Nou, ek was daar gewees en daar was so 'n klein eventjie gewees waar 'n local company, nee, D-Bikes, wat staan vir David Bikes, gegaan het, hulle het al die skool se stukkende fietsse gevat, verniet reggemaak en selfs 'n nuwe een gegee. Oh wow, ja, ek dink dit is baie belangrik. Ek het by 'n kleuterskool gewerk. Ek was 'n juffrou gewees vir 'n lang tyd en daar is skole wat cater for children who are differently abled. Ja. Voel ek is so belangrik in ons gemeenskap. Namibië voel dit vir my regtig 'n tekort aan mense wat opgelei is om met differently abled children te werk. En dit is iets wat 'n mens al hoe meer en meer sien in die alledaagse lewe. So as sulke gemeenskapsmense betrokke raak en hulle kom help uit en kyk uit vir daai tipe kinders ook, en die fokus is nie net op ons groot presteerder skole soos VHS en Windhoek Gym nie, want dit kom ook van kleuterskoolvlak af al. Dan is dit vir my altyd so spesiaal om te sien. Ja, sien, dis beslis waar wat jy sê. En van my kant af, ek dink dit begin nie eens by die ouers nie, maar verder terug van. Ek weet Namibië het nog okay, ek weet nie wat die Afrikaans woord is, 'n stigmatism teenoor mense wat anderster is. Ja. En wat nou nie gaan soos wat tradisie moet sê hulle moet wees nie. En ek dink dit is waar ons eers dit moet verander. Ja, definitief. Ek dink daai stigma dat kyk, ek het nou al 2 keer in my lewe
met 2 verskillende kinders wat op verskillende plekke op die spektrum was gewerk. En jy moet regtig so rustig wees met hulle en die realiteit is mense dink altyd okay, hy's op die spektrum, mens kan niks met hom maak nie. Maar my ervaring was so dat die kinders met wie ek gewerk het was ongelooflik slim. Soos 'n intelligent op 'n ander vlak. Ek meen hulle kies net waarop hulle wil fokus en wat hulle wil ontwikkel. En dis eintlik maar wat ons ook doen as ons universiteit toe gaan. Hulle doen dit net van 'n baie jonger ouderdom af. En dan is daar natuurlik van die regulatory goed, soos hulle weet nie altyd hoe om hulle emosies te reguleer nie. Maar daai stigma van okay, ons kan nou niks met die kind maak nie of dis 'n slegte ding om so te wees. Dit moet regtig verander word, voel ek. Ja. En dis nogal snaaks dat jy opbring dat hulle nie weet wat om met hulle emosies te maak nie en alles. Want dis nie asof hulle die enigstes is wat so is nie, as jy so daaraan dink nie. En dit is veral snaaks vir my dat ons as groot mense, ons as tieners, veral aan die einde van tieners, nee, ons word so gedruk en gesê, jy moet iets kies om te spesialiseer, jy moet een ding kies om te fokus en wat en dit en dit en dit. Maar tog as jy dit doen as 'n kind is dit verkeerd. Ja. Die ander wat ek wil opbring, wat is die Afrikaans woord stigma? Ja, stigma. En hier was ek bang om 'n direkte Afrikaanse translation te doen. Mooi man. Ja. Ja, maar in elk geval soos jy gesê het, ons moet terugkom by die rugby. Kyk, ek dink ons het established op Blitz fokus. Ek love rugby. Rugby is my ding, rugby is my beat. Maar tot ek is nou al bietjie moeg gerugby, dink ek na die laaste 2 weke. Dit was 'n verskriklike besige 2 weke, soos jy weet was dit die NSSR of die MyZone NSSR Liga se semifinale en die MyZone NSSR Liga se finale. Ons het 'n ongelooflike mooi Superliga wedstryd gehad in die finaal. Hoekom verduidelik jy nie vir ons kykers, vir ons fans nie? Hoekom is dit die MyZone NSSU? Okay, ja, kom ons begin daar. So, dit is nou amptelik die MyZone NSSU. Hierdie was nou nog NSSR, maar dis nou eintlik MyZone NSSU going forward. MyZone het 2.5 miljoen rand oor 'n tydperk van 5 jaar geborg aan die NSSU vir rugbyontwikkeling in Namibië in primêre en sekondêre vlak. So nie net hoërskole en laerskole ook. In die borgskap hoop ons om die rugbyontwikkeling te bevorder. En nie net dit nie, maar ook vir die jong rugbyspelers in Namibië wat nie noodwendig dieselfde platforms het as Suid-Afrikaanse hoërskool rugbyspelers nie. Daai platform te gee om te sê, hallo, kyk vir my, ek het ook soveel talent soos daai manne, al het ek nie noodwendig die platform nie. So dit is half die plan wat ons agter dit het. Octavia Tsibes, wat die executive director van MyZone en van NMA is, het dit baie mooi gestel in 'n artikel wat ek dink die week voorlaas in Republikein was. Maar MyZone is very focused on holistic growth. Ja. En ek dink nie ek kan dit mooier stel as wat Octavia het nie. So kykers sal dit die artikel moet gaan lees, maar ja, dit is vir my baie mooi en jy weet hoe lief ek is vir rugby. Ja, ons almal weet dit. So om daai rugby-ontwikkeling te kan befonds en bevorder van ons kant af, beteken vir my ongelooflik baie. En ek dink vir elke speler en elke coach daar buite wat ook wil hê sy seuns wat vir hom speel met die platform, beteken dit net so baie. Ja, nee, ek kan definitief verstaan waarvan jy kom. Nou, sien, ons het almal daar gewerk, dit was 'n all hands on deck storie geweest. Ek was Vrydag by die rugby op die kantlyn actually as 'n kameraman. Ek wil net by jou hoor, Thai Parkies games. Die Parkies games. Ek het hulle gemis. Ek was in Rooibos gewees vir 'n matriekafskeid. Dis nog iets, moet asseblief nie Dr. Lemmer se matriekafskeid misloop nie. Die link na die matriekafskeid toe is beskikbaar op MyZone se sosiale media platforms. Die meisies het pragtig gelyk en the men were very dapper. Maak seker julle mis dit nie. Dit was regtig 'n belewenis geweest. Aangaan met dit, het ons nie nog 'n matriek wat aankom hierdie week nie? Ek wil nou nie te veel weggee nie, maar ja, ons het Windhoek Gimnasium se matriekafskeid wat Vrydag gebeur. Hy gaan gestream word op DStv kanaal 285, GoTV kanaal 25 en dan natuurlik op OneUp 2, maar dieselfde plekke waar jy vir Blitz Fokus kan kry.
Ja nee, dit Ja. moet jy dan nie mis nie. Jy moet gaan uitvind oor daai paartjies games want dit was vir jong spelers het hulle dit gevat. Ek kan Soos nie in dink. ja, jy moet ons het almal daar ons almal daar op die kant staan met die kameras en die selfoon en alles, nee. Ons het dit geniet daarso. Maar ek is 'n bietjie hartseer om te sê ons fans, ons kykers het nie vir ons kom groet nie. Ag ja, kyk, ek dink almal was so besig en ek dink dit was 'n bietjie 'n caught up in the moment ding geweest want ek meen Ja. as ons nou kyk en dit is nou eintlik al waarna toe ek wou gaan daarmee is dat so Oudtshoorn Secondary School was in 1974 laas. Ek dink Brian het dit laasweek genoem. Ja. Was in 1974 laas in die Superliga finaal. Hmm. En Moria is vir die eerste keer in hulle geskiedenis in die finaal gewees. Wow. So dit was 'n massive ding geweest. Ek meen Hennies in Windhoek Ja. is waar hulle pre-game meal gaan eet het. En Wow. toe daai span in daai Hennies instap, het die hele restaurant opgestaan en vir hulle hande geklap. Wow, dit klink nou soos iets onregtig. Dit klink soos 'n ervaring. Ja, daai, dit was nee. baie mooi. Nou, ongelukkig Anne, ons het nie veel meer tyd vir nuus nie. Dis nou maar 'n hartseer storie, maar ons geniet dit daar om 'n bietjie te Ja. gesels. Maar om 'n bietjie meer uit te vind daaroor waaroor Anne-Marie gesels het Anne-Marie mos nog gegaan en die kaptein gaan Ek het 'n onderhoud gehad met die kaptein van die Moria OK Beere in sy eie huis. Ek het met Franco Engelbrecht gepraat. So bly ingeskakel net om bietjie te sien van wat Franco te sê gehad het en die impak wat hierdie wen en hierdie wedstryd op hulle gehad het. Moenie eens gaan nie, want volgende is die nuus. Ek is hier saam met Franco Engelbrecht in sy eie huis, die kaptein van die Moria OK Beere wat hierdie naweek die MyZone NSSR onder 19 Superliga finaal gewen het. Hoe gaan dit met jou vandag, Franco? Dit gaan baie goed, dankie. Hoe voel julle? Ek weet julle kom van 'n massive high af na al hierdie naweek se groot gebeurtenisse. Is dit anders om terug te wees by die skool na alles of is dit maar dieselfde? Nee, dit is definitief anders. Ek dink ek het hierdie laaste dag seker vir 1000 ooms hand gedruk en 1000 tannies drukkies gegee en vir almal sien dit geluk en almal is net so bly. So ja, ek kan sien dit het definitief 'n impak gehad op die dorp. So om nou al van dit af te speel, ek wil by jou weet, wat dink jy was die invloed van hierdie wen? Ek meen, ons het nou die laaste 2 weke baie gepraat oor 1974 was die laaste keer wat 'n skool van Oudtshoorn daar was. Moria was nog nooit in die finaal nie. Wat dink jy is die impak wat hierdie wen en nie eers net die wen nie, maar julle hele seisoen gehad het op die gemeenskap van die Noorde? Ek wil nie eers net op Oudtshoorn fokus nie want daar's Educate betrokke, Oudtshoorn Secondary is betrokke. Ek dink die mooi ding van rugby en van sport is dat rugby en sport het die vermoë om mense en gemeenskappe bymekaar te bring en dit is presies wat gebeur het. Ek dink die dorp Oudtshoorn en Otswarongo, dit voel al soos een dorp. Die mense ken al mekaar en as daar moeilikheid is dan help ons mekaar uit en as ons kuier dan word daar saam gekuier. So ek dink dit het definitief die 2 dorpe aan mekaar vasgeheg en vasgesmelt. Okay, nou as ons nou 'n bietjie meer kan fokus op Moria se skool, wat dink jy beteken so iets vir julle skool? Soos wat dink jy gaan die impak hiervan wees op julle skool se rugby going forward? Want ek het vanoggend met meneer Jan Breed van Educate ook gesels en ek het vir hom gesê julle het al nou 'n mylpaal gestel. So dis niemand gaan julle ooit weer die underdogs noem nie. So wat dink jy gaan die impak wees op julle skool se rugby going forward? Nee, ek dink soos jy gesê het, daar's 'n mylpaal gestel, so elke volgende speler wat volgende jaar vir die Beere speel en vir die jaar daarna sal dit onthou en ek dink dit is baie goed want mens moet na iets toe werk in die lewe. En ja, ek dink voordat ons op die veld gedraf het, het ek vir die ouens 'n paar ouens se name genoem wat al in die try gespeel het, wat ons gespeel het en ek kon in hulle oë sien dat hoe baie dit vir hulle beteken. So ek dink die mense wat rugby gaan speel en die seuns wat rugby gaan speel vorentoe in Moria gaan dieselfde doen met ons en dieselfde doen met hierdie span. Want ek dink ja, hulle kan inspirasie vat van ons af en hulle gaan ons voorbeeld probeer volg. So, okay, as ons nou bietjie wegbeweeg van die span af en bietjie meer na jou kyk, is ons nou die kaptein. Ek weet jy het dan vir my gesê all eyes are on you. Jy's eintlik nou al bietjie moeg vir al hierdie. Maar wat ek by jou wil weet is
jy as kaptein dra jou span, natuurlik, dit is enige kaptein se verantwoordelikheid. Is daar enigiemand in die span wat jy sou sê jou dra, iemand op wie jy weet jy altyd kan steun? Ja, kyk, ek dink as 'n kaptein moet jy 'n span dra, maar ek wil graag sê dat as ons op 'n veld draf en ek het dit al 'n paar keer gesê en ek sal dit 1000 keer weer sê, dan is ons 15 broers wat saam op die veld draf. En net so 'n groot impak ek op die span het die ou langs my ook. En om by jou vraag uit te kom, ek dink definitief die twee afrigters, oom Reino en oom TV. En dan daar's 'n paar senior ouens in die span wat regtig al vir 4 jaar vir die Beere speel, soos Janu, Erasmus, Ben Mostert, Bertus Junior. Ja, hulle, ek dink as dit ek kan getuig van dat hierdie naweek was daar 'n tyd wat ek agter die paal gekom het en ek het nie geweet wat om te sê nie. Ek was negatief en ek het nie geweet wat om te doen nie. En ek het net vir hulle gesê, luister, praat julle net hierdie een keer, en hulle het dadelik net ons het hande gevat en ons het weer begin praat. So ja, ek dink definitief ons die twee afrigters, oom Reino en oom TV, en dan die paar senior spelers wat daar is. Okay, en dan ek dink jy het nou half hierdie vraag geantwoord in jou vorige antwoord, maar wat sou jy sê is jou leierskapstyl? Hoe lei jy jou span? En dan iets wat ek dink baie mense mee sukkel is, hoe bly jy gemotiveerd? Want ek weet ook julle was met halftyd nog agter gewees met hierdie game. Hoe bly jy gemotiveerd in so 'n oomblik? Want mense kyk op na jou. So die oomblik as jy half negatief raak, dan raak hulle ook negatief. Ja. Ek dink om die eerste vraag te beantwoord, ek kan dit nie onthou nie. Leierskapstyl, jou leierskapstyl. Ek dink om die eerste vraag te beantwoord, die manier waarop ek lei is, ek glo 100% dat verhoudings en vriende is hoe jy iemand kan lei. So as ons het in die begin van die jaar 'n gesprek met die coaches gehad en hulle het vir my gesê dat een van die hoofredes hoekom hulle my gekies het as die kaptein is sodat ek 'n verhouding met elke liewe persoon in die span het. En dit is so, almal wat daar is my vriende en is my broers. En ek dink ek hou daarvan om te lei deur net te probeer die regte ding sê op die regte tyd en nie altyd te ernstig te wees nie en te verstaan waarvan af jy kom en altyd te hoor wat jy te sê het. Okay. En dan my tweede vraag dan nou was, hoe bly jy gemotiveerd? Ek weet dit raak moeilik partykeer. Ek dink my pa sê altyd vir my dat jy moet 'n droom hê en dat jy 'n droom vir jouself moet stel. So ek dink ek bly gemotiveerd deur dit en deur te glo dat deur hard werk kan jy definitief die droom behaal en die eindpaal behaal. So ja, ek bly gemotiveerd en definitief ook deur ander mense en deur die spelers in my span. Ons motiveer regtig mekaar en ons glo in mekaar en ja, dis maar hoe ek gemotiveerd bly. Okay, so is daar 'n spesifieke speler, ons het bietjie van kamera afgepraat. Ek weet baie mense kyk byvoorbeeld op na iemand van die Springbokke wat jou motiveer, iemand wat professioneel sport speel. Ja nee, ek dink definitief die persoon wat my inspireer is Pieter Stef de Tooy. En die rede daarvoor is ek dink hy's altyd die hardste ou wat op die veld draf. Hy tackle die hardste en hy hardloop die hardste. En as daar iets fout gaan of ja, dit gaan verkeerd, dan is altyd so 'n dooie plein gesig. Hy het altyd 'n dooie plein gesig. En dan hy's altyd nederig. Hy's die stil ou, maar as daar impak gemaak word, dan sal hy opstaan en sy hand oplig. Okay, en dan wil ek nou by jou hoor, ons het vroeër in die jaar na die interhoor met Windhoek Gym en WHS se kapteine ook gepraat. Is daar 'n motivational quote wat jy het wat jy soos na kyk as dinge bietjie begin donker voel of as jy nou dink ek kan nou nie meer nie, dalk 'n paar woorde van wysheid? Ja, ek dink iets waarna ek glo en ek het dit is neergeskryf ook in my kamer dat ek sê altyd outwork everyone. So as jy op die veld draf, dan outwork jy everyone. So elke liewe speler en elke liewe ander speler, die ou wat jy speel, outwork hom net en dan sal dit vir jou begin reggaan. Okay, en dan jy maak nou hierdie jaar klaar met skool as ek dit nie mis het nie, dis jou laaste jaar. Hoe lyk jou planne vorentoe? Is rugby iets wat jy wil verder vat? Het jy ander meer akademiese planne vir jouself? Hoe lyk jou pad vorentoe? Nee, ek dink nie regtig akademiese planne nie, maar ek dink ook ek wil rugby my loopbaan maak. As dit oor my pad kom, sal ek dit regtig geniet. Maar ek dink as ek rugby moet verder vat, sal ek definitief vir my universiteit wil speel. Ek dink dit sal ook vir my baie lekker wees, maar ja, ek dink ek sal rugby my loopbaan maak. En dan as ons kyk na club rugby, en hierdie is 'n baie controversial vraag. Baie mense raak kwaad in ons comments en so. In club rugby
En dan gaan ons later praat oor internasionale rugby, maar wie is jou klub rugby span wat jy ondersteun en hoekom? Ek dink van kleins af en dis eintlik een van ons afrigters om TV. Sy pa hulle glo 100% hulle is bulle. So ek is ook 'n bil 100%. Okay. En ja, die rede daarvoor is ek dink maar van kleins af het ons groot geword met bulle en blaubil klere en as jy bulle speel is dit groot ensovoorts. So ja, ek dink definitief die bulle. Okay, so jy ja, in elk geval. En dan wil ek nou by jou weet internasionaal gewys is jy 'n Springbok, as jy 'n All Black. Namibië ek het nou al oor hierdie naweek veral met julle rugby soveel diverse opinies gehoor oor wie die beste internasionale span is. Ek weet nie of julle die Bokke se game gekyk het Saterdag nie. 'n Hartseer situasie vir ons. Maar so wie is jou internasionale rugby span wat jy ondersteun? Ek dink dis definitief die Bokke. Ek hoop regtig in my leeftyd wanneer ek nog lewe gaan hulle 4 World Cups wen. Dit sal regtig lekker is. En ek dink ek kan vir jou sê hoekom met die Bokke is. Ek dink ook dit soos ons kan sien in Suid-Afrika en ek het dit vroeër ook gesê, rugby en sport bring gemeenskappe bymekaar en bring mense bymekaar en ek dink regtig as jy programme kyk soos Chasing the Sun en so aan dan sien jy wat se werking het rugby op 'n land en die Springbokke is regtig 'n goeie voorbeeld daarvan. En hulle eet vleis en hulle is hard en dit is maar waar volgens ons ook speel. Ja, dis baie dieselfde, wil ek sê. Okay, nou het ek 'n paar vrae wat ek vir jou wil vra, maar ek gaan vir jou 2 opsies gee en jy moet sonder om te dink net antwoord. Okay. So ek dink hierdie vraag het jy nou al eintlik soort van geantwoord, maar Springbokke All Blacks? Springbokke. Okay. Siya Kolisi, Jessie Kriel? Jessie Kriel. Okay. Vleis of groente? Definitief vleis. Dis 'n Oudtshoorn ding. Ek moet vir jou sê jy's nie die eerste persoon van Oudtshoorn wat so vinnig geantwoord het nie. So laaste vraag net vir so voordat ons gaan. Ek dink jy weet, baie jong mense, nie net in Oudtshoorn in die noorde self nie, maar die hele Namibië se oë is op jou. Baie jong mense kyk op na jou. Is daar enige wyse woorde of woorde van motivering wat jy dalk vir die jonger garde wil los wat opkyk na jou? Ja, so ek het vroeër ook gesê jy moet vir jouself 'n mylpaal stel en jy moet elke dag opstaan en soos ek vir myself sê outwork everyone. So werk harder as almal anders en dit gaan nie altyd so wees nie en jy gaan dalk nie lus wees daai dag nie, maar jy moet jou mentaliteit so maak dat jy wil beter wees as almal en jy wil harder duik as almal. En dan as jy dit nie bereik nie of jy kry 'n downfall, dan moet jy maar net probeer opstaan en regtig probeer opstaan want dit is regtig die moeilike deel is om op te kan staan en dan verder te kan aangaan daarna. Okay. Nou, julle, dit was Franco Engelbregt, die kaptein van die Moria OKBere. Soos julle weet het hulle nou hierdie naweek die MyZone NSSR Superliga finaal gewen en ek dink ons as Namibië is verskriklik trots op julle. Ek dink ons almal het regtig bank vas agter julle gestaan as jy na die paviljoene gekyk het. Selfs WAS mense het later begin om vir Moria te ondersteun. So ons wil net vir julle ook sê baie geluk van MyZone se kant af. En dan ja, dit was Franco Engelbregt, bly ingeskakel. Hallo en welkom by hierdie episode se gedeelte van Nuut op die Rak. Nou ek weet ons is almal nog steeds opgewonde na laasweek se rugby en Annemarie se onderhoud met die wenners se kaptein. Maar kom ons sit terug en raak 'n bietjie rustig met 'n nuwe boek. Nou hierdie boek is Skepsel deur Willem Anker. Nou in Skepsel verweef Willem Anker futuristiese tegnologie met die natuurlike wêreld en menslike emosie. Op die Wes-Kaapse kus sorg Rebecca Maas vir haar sterwende pa in 'n hoogs gevorderde, intelligente huis wat in 'n vreemde, vertroude stem met haar kommunikeer. Teen die horison lê 'n reuse olietanker en 'n onverwante verhaal trou 'n postmenslike biohacker met die skeepreus en skepkuns rondom die huwelik. Nou, tegelykertyd in die ysige landskappe van Svalbard verdwyn 'n navorsers se geliefde sonder spoor, terwyl hulle die botterwit skelette van onbekende oorsprong ondersoek, dalk diere, dalk iets heeltemal anders. Nou, die roman ondersoek die grense tussen mense, tegnologie en die natuurlike wêreld en bevraagteken wat dit beteken om 'n veranderde en dikwels ontoeganklike wêreld te bestaan.
Hallo en welkom terug by hierdie week se episode van Voor in die Koor, waar ons 'n bietjie lekker jol met lekker liedjies. Nou, voorheen het ons nou gesels oor 'n interessante boek oor tegnologie en wat dit beteken om in 'n anderster wêreld te lewe. Maar kom ons kom 'n bietjie terug na die wêreld toe. En hierdie liedjie is Ek kan nie deur Chris Stein. Nou, die liedjie Ek kan nie deur Chris Stein vertel die storie van 'n man wat probeer indruk op 'n vrou, maar erken dat hy nie goed is in sommige dinge nie, soos dans. Hy sê openlik, ek kan nie, maar die liedjie beklemtoon sy opregtigheid en poging om dit reg te doen. Nou, met 'n ligte romantiese en humoristiese toon, maak dit die liedjie pret om na te luister en geskik vir dansvloere en romantiese oomblikke. Nou, die musiekvideo en klank is beskikbaar op platforms soos Spotify en YouTube en dit het vinnig gewild geword onder Afrikaanse musiekliefhebbers. Ongelukkig is dit al wat ons het vir hierdie week se episode, maar moenie worry nie, julle kan ons altyd elke week, elke Woensdag kry. Sien julle volgende keer, totsiens.